Nuus vanaand, die regering spreek sy kommer uit oor die groep Palestynë wat verlede week onaangekondig in die land aangekom het. Die DA se 2 nuwe ministers neem hulle pligte op. Is die gasheeruitsaaier van die G20 SA 2025. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika sal nie weer enige vlugte toelaat met Palestynë wie se reisdokumente nie in orde is nie. Hy het vandag sy kommer uitgespreek oor die groep van sowat 150 Palestynse burgers wat Woensdag onverwags op die OR Tambo internasionale lughawe in Suid-Afrika aangekom het. Volgens hom is dit deel van 'n georkestreerde poging om hulle uit hulle geboorteland te verwyder. Lamola het gepraat by 'n mediakonferensie in Johannesburg oor Suid-Afrika se gereedheid om die gasheer vir van dese week se G20-leiersberaad te wees. As the South African government about the circumstances surrounding the arrival of the plane and the passengers that were in the plane. And this matter is a subject of investigation that must be thoroughly investigated, and the South African public will know at some stage. But it is indeed an issue of concern to us. It does look like it represents a broader agenda to remove Palestinians from Palestine. Intussen sê die ANC-DP die regering se ingryping in die kwessie is onwettig. Surprisingly, some ministers are quick to respond to Palestinian issues, but slow to respond to key service delivery issues of ordinary South Africans, and slow to respond to intervene on the Cape Flats and Khayelitsha and Langa and Westbury, Wentworth and Phoenix, KwaMashu areas where our young men are gunned down on a daily basis. Minstens een ontleder sê die aankoms van die Palestynse burgers saai verdeeldheid in Suid-Afrika. South Africa is a nation with two faces, one that is Zionism, the other that is anti-Zionism, anti-genocide and violent settler colonialism. The political parties, especially the ACDP and other similar parties, are using this humanitarian crisis to score political points. Geen inligting is nog verskaf oor wat met die 130 Palestynë gaan gebeur wat in die land agtergebly het nie. Intussen sê Lamola hy hoop dat die G20-beraad in Johannesburg 'n positiewe en blywende impak op Suid-Afrika sal hê. Lamola, die minister van Finansies, Enoch Godongwana, en die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, het die media toegespreek. Hy sê 130 van die 133 amptelike G20-vergaderings het reeds plaasgevind. Suid-Afrika sê hy is gereed om die G20-leiersberaad aan te bied. 42 lande en organisasies sal die beraad bywoon. In die stadium sal 16 van die staatshoofde van die G20 na Suid-Afrika toe kom. Die VSA is egter die enigste land wat geen regeringsverteenwoordigers gaan stuur nie. We are ready to hand over to the US, but for them to, if they should be, because the handover is really ceremonial. It's a ceremonial, as we say, it's a ceremonial handover. We remain prepared to hand over here in South Africa, in Johannesburg. Lamola sê Suid-Afrika se deur staan steeds oop vir Amerika om deel te neem aan die beraad. At this stage we have got confirmations that only 4 countries will not be represented at the head of state level. They will either be represented at the foreign minister level or Sherpa level. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het ook Johannesburg se gereedheid om die wêreldgeleentheid aan te bied bevestig. What we've done in the last 4 months, we've been meeting every Tuesday. Myself as the premier with the MECs, the executive mayors and national leadership, that's the ministers that are responsible for this task. And we went item by item that has been budgeted for, and
allocated to municipalities and provincial government. Wêreldleiers sal 'n aantal sleutelkwessies bespreek, insluitend ekonomiese herstel, klimaatsverandering en wêreldhandel. Die wêreld se fokus verskuif na Suid-Afrika later die maand met die SABC wat jou regstreekse dekking bied as amptelike gasheer-uitsaaier van die G20-beraad 2025. Skakel in op jou gunsteling van 18 SABC radiostasies vir al die aksie. In dieptedekking op die SABC nuuskanaal, SABC Lehigh en SABC 1, 2 en 3. Alles is ook aanlyn op al die SABC sosiale platforms en op ons spesiale G20 aanlyn kanaal beskikbaar. G20 Suid-Afrika, ons bring dit tuis. Die nuut aangestelde minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Willie Oukamp, het onderneem dat sy departement werksgeleenthede sal skep. Oukamp is vandag by die Uniegebou in Pretoria as minister ingehuldig, nadat hy verlede week deur president Cyril Ramaphosa aangestel is in die plek van Dion George. Oukamp het na sy inhuldiging gesê hy wil 'n balans vind tussen die belange van gemeenskappe, die natuur en ekonomiese groei. Dit is bloot nie waar dat hierdie departement nie 'n ekonomies lewensvatbare departement kan wees nie. Ons sit met bosbou, ons sit met visserye, ons sit met ons wildsboere, ons sandparke. Ons kan hierdie departement werklik ware departement maak wat 'n enorme bydrae tot ons land se inkomste kan lewer. Nog 'n DA-lid, Alexandra Abrams, is as die nuwe adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging ingehuldig. We need to change the economic picture of our country. And I mean, we have been working on an economic policy, the Democratic Alliance, but it will be a discussion that we have, and I hope that everybody in the department as I go in can have an objective and a mature discussion about where our current economic policies are and where we actually want to see it in the future, so that, you know, it actually works for the majority of us South Africans. Brown Mogotsi, die omstrede sakeman en beweerde bondgenoot van die polisieminister Senzo Mchunu, wat op spesiale verlof is, gaan na verwagting môre voor die Madlanga-kommissie getuig. Mogotsi word nou betrek by die beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel wat deur die kommissie ondersoek word. Intussen het die kommissie vandag gehoor dat die ontbinding van die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde heeltemal onverwags was. Luitenant-kolonel Ntate Khumalo, wat deel was van die taakspan, het getuig oor die daaropvolgende verskuiwing van 121 dossiere na die hoofkantoor. Hy sê die besluit om die eenheid te ontbind het 'n negatiewe impak gehad op taakspanlede en die slagoffers wie se sake hulle ondersoek het. Volgens 'n senior polisiebeampte, generaal-majoor Mary Motsepe, is die 121 dossiere oor politieke moorde na die hoofkwartier in Tshwane gebring om geaudit te word. Motsepe het beweringe verwerp dat die 121 dossiere oor politieke moorde in Tshwane net stof opgaar. We're not gathering dust, and by saying that an audit was conducted and the dockets would have been investigated once funding was approved. I had no involvement in the disbandment of the PKTT, nor did I have any involvement in the handing over process. Once the dockets were under me, I, of my own accord, tasked my team to conduct an audit, and if funding had been approved, the dockets would have been investigated. Die kommissie het die besluit om die dossiere al die pad van KwaZulu-Natal na Tshwane te vervoer om geaudit te word bevraagteken. Dockets are taken for a purpose that does not make sense, purportedly to conduct this simple process, which is to audit them. And it just doesn't make sense that they should have come to Gauteng for that purpose. In that sense, perhaps one can, and I'm going to invite your comment on this, one can understand why General Mkhwanazi would have reacted the way that he did. If he wanted the dockets purely to audit them, why take them to Gauteng? It's true, Commissioner. I also put myself in the shoes of General Mkhwanazi. You can't just take docket and you say it's simply audit.
then later proceed with investigations. Because you could have audited them in KZN. Die verhoor word môre voortgesit. Die Johannesburgse nooddienste sê hy is op 'n hoë gereedheidsgrondslag terwyl die reën en stormweer in en om die metro voortduur. Die nooddienste woordvoerder Robert Mulaudzi sê geen ongevalle is tot dusver aangemeld nie. Stortreën het die hele naweek oor groot dele van Gauteng geval wat tot oorstroomde paaie gelei het. Mulaudzi sê nog reën word verwag. From our side, we still remaining on high alert since we are told that we still are going to have a lot of rainfall throughout the day. So we have got our monitoring teams in all 7 regions of the city, monitoring all the areas, especially our low-lying areas, and also our aquatic rescue unit, which is a specialized team which responds to water-related emergencies. Die Suid-Afrikaanse weerdiens sê die reën sal die res van die week voortduur. For today, we are still expecting the cloudy conditions to persist over the eastern parts of the country with some mainly scattered showers and thunder showers, as well as widespread over the northeastern parts of the country, as we have that system that influenced the country over the weekend, exiting the country. And then mainly for the rest of the week, we are expecting some isolated showers and thunder showers over the central parts as well as the eastern parts of the country, but a bit more scattered over the northeastern parts of the country. Motoriste word ook gewaarsku om spoed te verminder, versigtig te bestuur, hulle motorligte aangeskakel te hou en gebiede wat oorstroom is te vermy. Die dodetal in die naweekse botsing tussen 'n bus en 'n vragmotor op die N8 tussen Botshabelo en Bloemfontein het tot 11 gestyg. Families van die slagoffers het vandag by die Staatslykshuis in Bloemfontein byeengekom om die liggame van geliefdes uit te ken. Die ALR vir Gesondheid in die Vrystaat, Monyatso Mahlatsi, het die beseerdes by die Pelenomi Hospitaal besoek. Intussen het nog 'n ongeluk vanoggend op dieselfde pad, nog 3 lewens geëis. In Durban is die verhoor van oud-president Jacob Zuma se dogter, Duduzile Zuma Sambudla, in die Hooggeregshof hervat met die getuienis van 'n digitale forensiese kenner, brigadier Janine Steinberg. Zuma Sambudla word aangekla van aanhitsing tot terrorisme en openbare geweld. Dit hou verband met haar beweerde aandeel aan die gewelddadige onluste in Julie 2021 in KwaZulu-Natal en Gauteng. Steinberg sê verskeie van die plasings op sosiale media wat na bewering geweld aangehits het, is kort daarna verwyder. In Chili sal kiesers weer op 14 Desember na die stembus gaan om hulle kruisies te trek in die tweede ronde van die presidensiële verkiesing. Dit volg nadat nie een van die kandidate gister 'n volstrekte meerderheid ontvang het nie. Die regerende koalisie se kandidaat Jeanette Gara van die Kommuniste Party het sowat 27% van die stemme in die eerste ronde op haar verenig teenoor 24% vir die verregse kandidaat José Antonio Cast. Cast is egter die gunsteling om die tweede ronde te wen, aangesien meeste van die ander kandidate in die eerste ronde ook regse politici was. Net hierna 'n verandering in polisieleierskap gevra na nog 'n dodelike skietery in Kaapstad. Bly by ons. Die gemeenskap van Grassy Park in Kaapstad eis 'n verandering in polisieleierskap in die Wes-Kaap tot op stasievlak nadat nog 2 mense die naweek in die gebied doodgeskiet is. Die gemeenskap sê die voortgesette skietvoorvalle is onrusbarend. Die skietery in Parkwood in Grassy Park volg net enkele dae nadat die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, 'n 2022 verslag van die polisie-ombudsman bekend gemaak het oor beweerde samewerking tussen bendes en polisiebeamptes. 'n 26-jarige vrou en 'n 28-jarige man is in die jongste skietery dood en 3 ander mense gewond. Inwoners sê die onophoudelike skietvoorvalle is 'n krisis. Vir my kleinkinders, daar's niks toekoms vir hulle nie. Jy moet te bang wees om vir hulle winkel te stuur laat na 6uur. Ek het myself gewoon te winkel toe stap vir exercise, maar nou jy moet te bang wees.
boodskap van die kinderen, los die gangster en die violence, because ik ga niet in zak brengen aan een plek zoals die trongbobbies, wat zijn niet reag, dus je moet niet uit jezelf misbruiken, man. Gemeenskapsleiers meen dat die rotering van polisieleierskap noodsaaklik is. Ons mense het nie vertroue in die SAPS nie. En ek kan sê dat die CPF's especially veral in Grassy Park werk baie hard met die gemeente om bendegeweld en die skietery te stem. Ons is baie ons harte is in die gemeente, gemeenskap en die gemeenskap is eintlik powerless as dit kom by sulke goed. Anti-misdaadaktiviste sê die ombudsman se verslag wys dat daar 'n vertrouensbreuk tussen gemeenskappe en die strafregstelsel is. It will be premature to call on any action to be taken at the current stage. We know there is still an outstanding report from IPID and some of the investigations has not been concluded. We think as soon as those things has been concluded, the investigation as well as the report from IPID, we will have to see what the next course of action will be and must be. 'n Beroep is op gemeenskappe gedoen om misdaadbedrywighede aan te meld en die anonieme platforms te gebruik wat beskikbaar is om misdaad aan te meld. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers soos omsluitingstyd. Die dag se sportnuus en môre se weer volg net hierna. Bly gerus by ons. Dis dan al van die Afrikaanse nuusredaksie vir vanaand. Ons is môre aan terug, selfde tyd, selfde plek, maar net vir ons groet, inligting oor hoe om die SABC se spesiale uitsending oor die G20 te volg. Laai die SABC toep af van die Google Play Store of Apple App Store en registreer. Maak die toep oop en volg die instruksies oor hoe om 'n nuwe gratis rekening met jou telefoonnommer of e-posadres te open. Geniet die toep en kyk gerus deur die katalogus na jou gunsteling SABC programme. Mooi aand verder, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom uit die reënerige en koue Johannesburg. Vir vandag is 60% kans vir reën in dele van Limpopo, Noordwes en dan sien ons in Gauteng en dan ook oor dele van Mpumalanga. Vir môre is daar 'n 30 tot 60% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land, 'n 60% kans vir reën oor groot dele van KwaZulu-Natal. Vir môre is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie waaraan verwag word in KwaZulu-Natal en dan sien ons ook 'n waarskuwing vir weggolfveldbrande is uitgereik in die sentrale gedeeltes van die Noord-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, verspreide buie en donderbuie, Springs 10:21, Pretoria 11:22 en dan Bronkhorstspruit het 'n maksimum van 22. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien dit is enkele buie en donderbuie. Polokwane 12:22, Messina maksimum van 23 en dan Lephalale 15:24. Mpumalanga enkele buie en donderbuie, Skukuza 19:24, Middelburg 9:22 en dan Secunda en Carolina albei 9:22. KwaZulu-Natal verspreide buie en donderbuie, Vryheid 'n maksimum van 28, Pietermaritzburg 10:25 en dan Kokstad 8:23. In die Oos-Kaap enkele buie en donderbuie, Graafrenet 7:29, Mthatha 10:26 en dan Willowmooi het 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 26. Sonnig in die Wes-Kaap, Vredendal 'n maksimum van 32, Klein Willem 17:34 en dan Kaapstad 14:25. In die Noord-Kaap, Kroeman 'n maksimum van 27, Kimberley 15:31 en dan Springbok 18:20.
32. In die Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Botawil 13-27, Welkom 13-24 en dan Frankfurt en Bethlehem albei 'n maksimum van 23. Ons laaste provinsie is Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Rustenburg 12-23 en dan Lichtenburg en Ottosdal albei 12-26. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige, warme aand verder.